Dag sê, in vandag se oordeenking praat ons oor woede en hoe om dit te beheer. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Efesiërs 4 vers 26 tot 27 wat soos volg lees. Word toornig en moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor jou toorn nie, en gee aan die duiwel geen plek nie. Ons almal ervaar dit, daardie oomblik wanneer iemand of iets ons bloed laat kook. Woede is 'n natuurlike menslike emosie en tog is dit dikwels een van die moeilikste dinge om te beheer. Die apostel Paulus gee in Efesiërs aan ons 'n baie duidelike opdrag. Ons kan en sal kwaad word, maar ons mag nie toelaat dat daardie toorn ons sonde ontaard nie. Hoe doen ons dit prakties te midde van 'n gejaagde wêreld? As gelowiges wat in die onvoorwaardelike, vrye genade van Christus rus, weet ons dat ons ewige verlossing glad nie afhang van ons eie goeie gedrag of vermoë om onsself te beheer nie. Deur geloof alleen, in Christus alleen, is ons reeds volkome en vir ewig regverdig verklaar. Jou redding is onomkeerbaar veilig. Tog worstel ons in hierdie aardse lewe steeds met ons ou, sondige natuur, naamlik die vlees. Wanneer ons te nagekom word, skree hierdie vlees onmiddellik vir wraak, bitterheid en vergelding. Dit is juis in daardie warm oomblikke, wanneer ons onsself doelbewus moet herinner aan wie ons nou in Christus is. Alhoewel ons posisie in hom gewaarborg is dit ons roeping as disippels om vanuit die nuwe natuur te wandel. Die sleutel om woede reg te hanteer sonder om te sondig, lê in 3 eenvoudige stappe, naamlik wag 'n oomblik, bid en reageer dan eers vanuit jou nuwe natuur. Eerstens, wag 'n oomblik, moenie dadelik in die hitte van die stryd reageer nie. Daardie kort pouse is absoluut noodsaaklik om die outomatiese, plofbare impuls van die vlees te breek. Tweedens moet ons bid. In daardie kort oomblik van stilstand rig jy jou hart na die Here. Vra hom vir sy kalmte en perspektief. Herinner jouself te midde van jou toorn aan die onmeetlike genade wat God reeds aan jou betoon het. Wanneer ons besef hoeveel ons as onvolmaakte mense vergewe is, word dit soveel makliker om die onreg van ander met selfbeheersing te beantwoord. Derdens, reageer vanuit jou nuwe natuur. Omdat jy die ewige lewe as 'n vrye, onverdiende gawe ontvang het, is jy op die geestelike vlak vrygemaak van die heerskappy van sonde. Jy is nie meer 'n slaaf van jou eie toorn nie en hoef nie aan die vlees gehoorsaam te wees nie. Hierdie feit is iets wat jy in geloof moet uitleef. Ons probeer onsself nie kalmeer om God se guns te probeer verdien of ons redding te behou nie. Nee, ons kies vrede en sagmoedigheid juis omdat ons reeds in die volheid van sy volmaakte liefde staan. As 'n verloste kind van God, word jou ewige identiteit nie bepaal deur jou kortstondige vleeslike reaksies nie. Omdat jy glo, beskik jy oor die inwoning van die Heilige Gees wat jou toerus om die vrug van sagmoedigheid en selfbeheersing te dra, selfs te midde van diepe provokasie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die onwankelbare en ewige sekerheid wat ek in U geniet. Here, help my asseblief wanneer ek toornig word. Bewaar my asseblief daarvan om impulsief en skerp uit die vlees te reageer. Gee my die genade om daardie noodsaaklike oomblikke te wag, eers in gebed na U te vlug en dan te reageer as 'n nuwe mens wat U my gemaak het. Laat my optrede 'n getuienis wees van U groot geduld. Ek vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.